Goeiedag liefde en welkom by ons oordenkend tyd saam. Ek as Pastoor Tief Boysen en van die hele beleefspan is 'n enorme voorreg om tyd saam met jou te kan spandeer en veral hierdie week wat ons die voorreg het om saam met jou te reis in hierdie week van Pinkster. Tussen Hemelvaart en Sondag wat kom, het ons Pinkster Sondag. Ek is reeds so opgewonde vir dit. Maar eerstens wil ek dankie sê spesifiek vir laasweek se kommentare op al die video's. Dit het ons harte so warm gemaak en gebless om te sien hoe baie mense reik uit, hoe baie mense korrespondeer met ons en dan spesifiek Vrydag, hoe baie mense gesê het, bid saam met my vir die persoon, ek wil graag hê hy of sy moet by Jesus Christus uitkom. So, dis vir ons so lekker om te sien hoe julle met ons interact op hierdie platform. Nou, tot nou toe het ons gesien, hierdie week se reis, tot nou toe het ons gesien hoe Jesus opgevaar het met 'n plan, en hoe die disippels moes wag met verwagting, daai opdrag om te gaan en te wag vir die geskenk wat die Vader beloof het. Nou vandag is die oomblik waarvoor hulle gebid het en geglo daai geskenk. Maar wat hierdie oomblik so besonders maak, is nie net wat God gedoen het nie, maar waar en hoe hy dit gedoen het. En spesifiek wat ek bedoel met dit is, hy het met 'n groep gelowiges iets gedoen, hy het vir hulle die Heilige Gees gegee en waar hulle was hulle in eensgesindheid. Nou die Bybel sê vir ons in Handelinge 2 vers 1 tot 4 die volgende. Toe die dag van Pinkster aanbreek, was hulle almal bymekaar op een plek. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige rukwind. Daar het tonge verskyn en almal is met die Heilige Gees vervul. Nou geliefde, daai is so 'n besonderse toneel van God se bonatuurlike krag en as jy nu die res van Handelinge 2 gaan lees, gaan jy sien wat gebeur het met daai gawe van tale spraak. Nou wat gebeur het hier is, hierdie gelowiges, hulle het saam gebly, saam gebid, saam gewag. Die opdrag wat die Here vir hulle gegee het in Handelinge 1. Nie net in 'n fisiese sin nie, maar in hart en gees. Hulle was werklik eensgesind. Elke keer as ek na dit kyk, dan dink ek aan Psalm 133 wat my so mooi is. Dit sê die volgende: kyk hoe goed en lieflik is dit as broers in eenheid saamwoon. Daar gebied die Here die seën, lewe tot in ewigheid. Dis presies wat ons in Handelinge sien, 'n groep gelowiges in eenheid en God stort sy gees uit. In ons moderne lewens vandag is dit nogals maklik om deel te word van dinge, Jy kan deel wees van 'n WhatsApp groepie, jy kan deel wees van een of ander sosiale aktiwiteit, jy kan selfs jou kerk bywoon, betrokke wees, selfs aktief dien in jou gemeente, maar tog sonder daai diepe verbondenheid, daai vroeë kerk se koneksie wat hulle mekaar gehad het. Dis asof ons dit net nie het nie, daai afwagting wat hulle gehad het, daai fokus na iets toe. Dis nie noodwendig boos nie, maar dit beteken ons dryf soms weg van die tipe gemeenskap wat die atmosfeer geskep het vir God se bonatuurlike beweging. Jy sien geliefde, die vroeë gelowiges het mekaar geken, hulle het mekaar gedra en hulle het saam gestaan. Ons het nodig om dit weer te herontdek. Ek glo dit, egte geestelike verbondenheid, waar ons regtig staat maak op mekaar, regtig saam vertrou, teruggaan na gebed toe. Gebed is die kragtige ding wat hulle gehad het daai tyd, hulle het heeltyd saam gebid. So, dink vandag oor jou verhouding, Nie net oor gebed nie, maar spesifiek jou verhouding met ander gelowiges. Is jy naby genoeg aan ander gelowiges om saam te bid, saam te wag en dan saam die uitkoms te vier? Of het jy dalk afgekoel in jou verbondenheid met die liggaam van Christus? Nou vandag se uitdaging, ek wil jou challenge, kies om aktief terug te beweeg na geestelike eenheid. Stuur dalk prakties, net 'n boodskap vir 'n ander medegelowige, iemand wat jy ken, jy like hulle, jy kom oor die weg met hulle, maar jy besef, ons kan al meer tyd saam spandeer. So jy nooi hulle uit na dalk 'n koffie, waar jy net 'n geestelike gesprek het, waar jy self herinner dat jy is deel van die liggaam van Christus en daar is vir ons meer wanneer ons net in hierdie spasie mekaar wil geniet as broers en susters in Christus. Geliefdes, ons is nie net bywoners nie, ons is deel van hierdie kosbare liggaam. So ek wil jou uitdaag. Hoe lyk jou fokus op jou eenheid met ander gelowiges? Hoe lyk daai eenheid? En is jy besig om te bid vir daai eenheid? Want as ons eensgesind saamkom, hoe lieflik is dit wanneer broers en susters in eenheid saam is? Kom ons bid saam. Vader, vandag dank ons U, ons loof U en ons eer U vir die opgewondenheid wat ons het vir Pinkster wat vir ons wag Sondag, wat ons by mekaar gaan kom en hierdie ongelooflike mooi dag vier. Maar Vader, mag ons nie mis vandag en wat ons raak lees in Handelinge 2 vers 1 tot 4 nie, dat hierdie gelowiges het saam gewees, hulle het vir 'n hele paar dae saam gebid en saam gewag en saam vertrou, eensgesind die opdrag van Jesus uitgevoer
en dat U hulle geantwoord met hierdie bonatuurlike werking. Vader, U het iets besonders daar gedoen en mag ons as gelowiges leer om weer in eenheid saam dinge te doen, eintlik te soek intentioneel vir maniere hoe ons saam goeders kan doen, in geloof saam kan bid, saam kan vertrou, saam kan optree en so te kan sien hoe U bonatuurlike krag weer terugkom, nie net ons persoonlike eie lewens toe nie, maar terugkom na die kerk toe, terugkom na gelowiges toe, sodat ons beter die storie van Jesus in hierdie wêreld kan vertel. Ons bid dit in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.